Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is die opgrawing van 'n geloofsrevolusie en hierdie is episode 29 in die tema die kriewelrige kerk. Dink aan 'n argeoloog wat versigtig lae stowwerige puin en grond wegkrap om 'n antieke, glorieryke monument in sy volle oorspronklike pragt te onthul. Dit is presies wat gebeur wanneer ons die honderde jare se mensgemaakte tradisies, koue rituele en institusionele oordrywings vanaf die kerk wegvee. Onder al die argitektoniese strukture en voorspelbare sondagroetines lê die Bybelse bloudruk van die eerste eeuse gelowiges. 'n Gemeenskap wat nie gekenmerk was deur lewelose strukture nie, maar deur 'n autentieke, spontane, buitensporige en regverdige leefstyl van lewende geloof. Stel jou voor jy word op 'n onbewoonde eiland gelaat met niks anders as die Bybel in jou hande nie. As jy die skrif sonder enige kerklike vooroordeel, teologiese gietsels of denominasie-invloede sou lees, sou jy ooit vorendag kom met die tipe kerkmodel wat ons vandag in die westerse wêreld beoefen? Waarskynlik nie. Die boek Handelinge skets 'n prentjie van 'n geloofsbeweging wat so radikaal, meesleurend en prakties was, dat dit die hele bekende wêreld verander het. Dit is tyd om met 'n skoon leisteen voor die woord van God te gaan sit en te herontdek hoe die kerk werklik veronderstel is om te lyk. Die sleutelvers vir vandag kom uit Handelinge 2 vers 44 tot 45. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Die oordenking vir vandag, die herontdekking van eensgesinde gemeenskap en radikale vrygewigheid. Wanneer 'n mens die impak van oorgeërfde tradisies dekonstrueer, word die noodsaaklikheid van 'n vars Bybelse perspektief duidelik. Ons word te maklik deur dogma en institusionele idees gevoer en aanvaar dit as die waarheid sonder dat ons dit self uit die Bybel ontdek. As iemand die skrif op 'n eiland sonder enige uiterlike kerklike invloed sou bestudeer, sou hulle nooit vorendag kom met die passiewe, gestruktureerde sondagdienste van vandag nie. Om die oorspronklike kerk te herontdek, moet ons tradisie en kultuur neerlê en die boek Handelinge oopmaak met die vraag, wat sê die Bybel eintlik? Die eerste deurslaggewende kenmerk van die vroeë kerk in Handelinge 1 en 2 is dat die gelowiges 'n duidelik onderskeidbare gemeenskap gevorm het. Hulle het steeds binne die breër samelewing geleef, maar hulle is gekenmerk deur hul unieke eienskappe en diepe liefde vir mekaar. Omdat hulle mekaar opreg liefgehad het, het hulle nie bloot 1 keer per week uit plig ontmoet nie, maar elke liewe dag by mekaar gekom. Hierdie byeenkomste het in huise plaasgevind, binne 'n informele, uitgebreide familieatmosfeer, waar gebed, lering, aanbidding en die deling van regte maaltye sentraal gestaan het. Die nagmaal was nie 'n verwronge ritueel van 'n piepklein kartonbroodjie en 'n vingerhoedjie vol sap of wyn nie, maar 'n volle gesellige maaltyd waar Christus se dood en opstanding te midde van gemeenskaplike vreugde herdenk is. In plaas van die moderne model waar 'n passiewe gehoor na 'n enkele man op 'n verhoog sit en luister, openbaar 1 Korintiërs 14 'n dinamika van totale groepdeelname. Elke gelowige wat by mekaar gekom het, het gewoonlik 'n bydrae gelewer, 'n psalm, 'n lering, 'n openbaring of 'n gebed. Die byeenkomste was interaktief, ordelik en spontaan, waar almal kon profeteer, leer en mekaar bemoedig. 'n Huiskerkmodel van 25 tot 40 mense wat saam eet met 'n akoestiese instrument aanbid, die skrif bespreek en in kleiner groepe mekaar met werklike antwoorde op hul daaglikse probleme bedien, weerspieël die Bybelse prentjie onmeetlik beter as 'n voorspelbare Sondagoggend monoloog.
Die tweede skokkende kenmerk van hierdie eerste eeuse gemeenskap is dat hulle armoede binne hul midde heeltemal uitgeroei het. Handelinge 2 en 4 getuig dat die gelowiges so verenig in hart en siel was, dat niemand sy besittings as sy eie beskou het nie. Diegene wat landerye of huise besit het, soos Josef wat ook Barnabas genoem was, het dit vrywillig verkoop en die opbrengs vir die apostels gebring om uit te deel volgens elkeen se behoefte. Rykdom en besittings het hul betekenis verloor in die lig van die ewige lewe en die resultaat was verstommend. Daar was nie 'n enkele behoeftige persoon onder hulle nie. Hierdie buitensporige vrygewigheid het bewys dat om liefde te betoon nie gaan oor die vroom opsê van mooi woorde of die vashou van hande nie, maar oor praktiese, tasbare aksie. Die gelowiges het mekaar aktief gevra wat die nood is in hul midde, gereedelik beskikbaar gestel om daardie nood te verlig. Vir die sekulêre, gierige wêreld wat van buite toegekyk het, was hierdie onselfsugtige leefstyl 'n onweerstaanbare getuienis van God se teenwoordigheid, wat gemaak het dat die Here daagliks mense wat gered word by die gemeente gevoeg het. Daarbenewens toon die boek Handelinge 'n duidelike uitwaartse rimpel-effek in die verspreiding van God se liefde. Die beweging het in 'n klein boortrek in Jerusalem begin, versprei na Judea en Samaria en uiteindelik die hele Romeinse ryk deurdring. Die skrif leer ons egter dat hierdie versorging van medegelowiges altyd by die eie huishouding van die geloof moet begin, voordat dit na die breër wêreld uitbrei. Of dit nou gaan oor gelowige familie, die indiensneming van mede-Christene in besighede, of die ondersteuning van vervolgde gelowiges. Ons is geroep om eers na ons geestelike familie om te sien en van daar af God se praktiese liefde na almal rondom ons te laat uitvloei. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die tyd het aangebreek om op te hou om die kerk te beskou as 'n passiewe toeskouersgeleentheid waar jy een keer per week 'n kerkbank warm sit en dan terugkeer na 'n geïsoleerde lewe. Jy is deur God geroep om deel te wees van 'n lewende, daaglikse familie waar die geloof nie 'n skynheiligheid is nie, maar 'n praktiese realiteit. Maak jou hart en jou huis oop. Nooi medegelowiges om jou tafel en begin om verhoudings te bou wat diep genoeg is, sodat regte vrae gevra en regte laste gedra kan word. Daag jou eie ingesteldheid teenoor materiële besittings en geld radikaal uit. Vra jouself af of jy bereid is om die vrygewigheid van die vroeë kerk te beliggaam deur jou midde in te span vir diegene in jou geloofskring wat in nood verkeer. Ware geestelike vryheid begin wanneer ons ophou om ons besittings selfsugtig te beskerm en dit begin gebruik as instrumente van goddelike liefde, sodat die wêreld die praktiese krag van die evangelie deur ons onselfsugtigheid kan aanskou. Wees die vonk vir 'n nuwe Handelinge beweging in jou eie omgewing. Prioritiseer die familie van die geloof, belê in jou broers en susters en laat daar die praktiese eenheid so helder skyn dat diegene wat buite staan aangetrek word tot die lewende Christus. Stap af van die paviljoen van tradisionele kerklikheid, omhels die rou pragt van die oorspronklike evangelie bloudruk en leef elke dag as 'n geaktiveerde, liggewende lid van Christus se liggaam. Kom ons bid saam. Vader, ek bely dat ek te maklik tevrede was met 'n afgewaterde institusionele plaasvervanger vir die bruisende gemeenskap wat U in die boek Handelinge ontwerp het. Ek erken hoe dikwels ek toegelaat het dat mensgemaakte tradisies, passiewe roetines en uiterlike rituele my begrip van die kerk gevorm het. Maak my oë vandag oop vir die rou, radikale skoonheid van die vroeë gelowiges wat met een hart en siel geleef het en hul lewens en hul brood met onvervalste vreugde gedeel het. Heilige Gees, breek my eie sinnige vasklou aan materiële sekuriteit en skenk my 'n hart van radikale, onbaatsigtige vrygewigheid.
Help my om my broers en susters in Christus te sien deur u oë van deernis en gee my die moed om my tafel en my middele oop te stel sodat niemand rondom my in nood hoef te ly nie. Maak my lewe 'n praktiese getuienis van u liefde wat godsdienstige praatjies omskep in daadwerklike ondersteuning vir die familie van die geloof. Transformeer ons geloofsgemeenskappe van koue, gestruktureerde byeenkomste na dinamiese, interaktiewe families van geloof. Gee ons die wysheid en die vrymoedigheid om u woord te lees sonder die filters van mensgemaakte gietsels en om die Handelinge bloudruk in ons daaglikse wandel te beliggaam. Mag die wêreld u teenwoordigheid in ons midde herken deur die onmiskenbare eenheid, eerlikheid en vrygewigheid wat deur ons lewens vloei. In die heilige naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 4 vers 32. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Hierdie vers sluit naadloos aan by die oordeenking se fokus op die diepe eensgesindheid en radikale onselfsugtigheid van die vroeë gelowiges. Dit verduidelik aan ons dat wanneer die Heilige Gees 'n gemeenskap waarlik beheer, die gees van eienaarskap en gierigheid verbreek word, sodat materiële besittings bloot instrumente word om mekaar se lewens te versterk. Dit daag ons uit om ons eie verhoute houding teenoor besittings te laat vaar en die eenheid van hart en siel in die praktyk te beoefen. Die volgende vers kom uit Galasiërs 6 vers 10. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Hierdie skrifgedeelte lê die presiese Bybelse prioriteit neer wat in die oordeenking verduidelik word ten opsigte van die uitwaartse rimpeleffek van Christelike liefde. Dit leer ons dat, hoewel ons geroep is om barmhartigheid aan die hele wêreld te bewys, ons eerste en mees dringende verantwoordelikheid lê by die versorging en ondersteuning van ons eie broers en susters in Christus. Dit moedig ons aan om ons geloofsgemeenskap as 'n hegte familie te behandel, wat mekaar se nood eerste verlig. En dan die laaste vers kom uit 1 Korintiërs 14 vers 26. Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer, 'n psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Hierdie vers skets die aktiewe, interaktiewe dinamika van die vroeë kerk se byeenkomste wat in skerp kontras staan met die moderne passiewe preekmodel. Dit toon aan ons dat die Heilige Gees aan elke lid van die liggaam van Christus 'n spesifieke genadegawe gegee het wat ingespan moet word wanneer die gemeente bymekaar kom. Dit daag gelowiges uit om op te hou om bloot toeskouers te wees en aktief verantwoordelikheid te neem vir die geestelike opbou van mekaar. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Jy is ook welkom om dit met soveel mense moontlik te deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.